Op Martien se plaas het ons die skape gevoer terwyl ons gesels het, maar omdat die skape nie gewoond is aan my nie, hoe meer pitte ons vir hulle gegooi het, hoe verder het hulle weggegaan. So hier loop ons pitte, en daar loop die skape al hoe verder weg. So toe sê hy, ons moet eerder 'n bietjie op die jetski gaan ry. Toe sê ek, waar gaan ek sit? Agter op die tube, sê hy. Gelukkig kon ek nie laat my klere nat word nie, so ek het darm nie in die yskoue winter op die tube agter die jetski gery nie, maar na afloop van die dag het hy daarom gesê ek kan sy hoed opsit vir 'n foto en hy raak nie sommer ontslaaf van sy hoedie, so ek was baie dankbaar. Op Kevin se plaas word alles bietjie op 'n ander manier aangepak. Hulle het 'n baie organiese toenadering tot die boerdery. En een van die goed wat hulle doen is hulle skuif self hulle besproeiingsstelsel rond. Dit word gedoen in 'n klein karretjie wat soos 'n golfkarretjie lyk, maar dis 4x4. So dink ek dit in die tyd. Ek verstaan hoe hierdie karretjies werk en ek het al op 'n paar van die plase gekuier, so ek sal sommer bestuur. Toe het iemand die karretjie in reverse gesit en ek het nie besef hierdie ene is een met ratte nie. So toe ek vorentoe wou gaan, toe gaan die karretjie agtertoe. Nietemin die besproeiingspatrone was baie interessant daai dag op die plaas. Alec is ons ouer boer, wysheid met die grysheid, en dis altyd lekker om 'n groot verskeidenheid van boere te hê. Alec se plaas is 'n wildsplaas en hy het sy hele lewe lank gewerk om daai plaas in plek te kry. So hy's baie trots op sy diere, maar hoewel hy hulle soos troeteldiere liefhet, is hulle nie troeteldiere nie en is hulle lewensgevaarlik. En hoe nader ons aan hulle ry, hoe meer op my senuwees raak ek. En toe vra ek vir hom, as jy so gemaklik is met hierdie diere, klim jy nou uit en loop tussen hulle rond? Toe sê hy van nee, hulle is lewensgevaarlik. Sê ek, dis darm nie net ek nie. Albert kom ek van 'n baie koue plek af en mense ry so entjie, dan sien jy 'n plaas en dan dink jy, dis hier, dan ry jy nog 'n bietjie verder, dan sien jy 'n plaas en dink jy, dis seker nou hier, dan ry jy nog verder en dan kom jy éventueel by Albert se huis uit. Hy is vreeslik gasvry, lekker koffie, lekker goedjies om te eet, maar is baie ver van alles en almal. So wat doen so 'n jong man heeldag daar as hy nie werk nie? Hy het 'n big screen met 'n projektor. Ons eie trots Suid-Afrikaanse krokodil Dundee. So vat hulle my toe nou na die krokodilplaas toe en ek ontmoet vir Henning en ons kan lekker daar tyd saam spandeer. Daar's krokodilvleis, krokodilhandsakke, krokodiljuwele, krokodil enigiets, maar daar is ook regte egte krokodille. Sulke kleintjies en huge groot krokodille. So ek sou sê, dit was dalk een van die mees vreesaanjaende dae van my lewe, maar hy is so goed met daai diere. Hy weet presies wat hy doen en ja, ek het nie gedink ek sal my lewe ooit so naby aan iets kom wat my kan eet nie en dan 'n stukkie van hom eet vir middagete. Vir meer inligting oor Boer soek 'n vrou reeks 7, besoek ons webwerf of volg ons op Facebook, Twitter en selfs Instagram.